Daar was 'n ou Romeinse wingerdbouer met die naam van Columella, wat hier so 76 jaar na Christus se geboorte het hy alreeds in sy eerste boek geskryf dat snoei is die basis van die kultuur van die wingerdstok. Dis waarop sy hele prestasie berus. En dit is nie so 'n eenvoudige proses soos wat baie mense dit afmaak om te wees nie. Want dit is die begin van elke jaar se lower wat ons kry, die kwaliteit van daardie lower en die doeltreffendheid van daai lower om uiteindelik goeie tonne, genoeg tonne, optimaal ryp te maak vir goeie kwaliteit wyn. Als begin by hierdie ding wat mense noem 'n snoeisker. Eintlik is dit 'n sondig implement. Want met hierdie tool in my hand kry ek oorgenoeg sondig in die lower ten einde my oorvrugbaarheid te behou. Maar nou kan ons hom natuurlik reg gebruik en ons kan hom ook verkeerd gebruik. En dit is hoekom die bedryf berus op opleiding van mense, jaarliks mense te drill in die tegnieke van snoei, die beginsels van snoei, sodat ons kan korrek snoei, sodat ons uiteindelik vir ons Columella die basis van wingerdverbouing kan korrek hê. Dit is hoekom ek altyd met alle snoeikursusse die twee sleutelwoorde gebruik wat kardinaal belangrik is. Die een is sonlig. En baie keer sê ek vir die mense, dis sonlig, sonlig, sonlig. Die tweede sleutelwoord is vernuwing, vernuwing, vernuwing. Sondig kry ek deur middel van goeie draerspasiering, sodat ek my oorvrugbaarheid behou oor die leeftyd van die wingerd. En met vernuwing sorg ek dat my draers op die kordon bly, sodat daar nie 'n opbou van draers is, wat later my pereelstelsel so klein maak, dat ek nie genoeg blare het om my oes ryp te maak nie, en ook nie genoeg blare het om kwaliteit in die druiwe te verseker nie. Mense moet verstaan hoe die wingerdstok werk, hoe sy kop werk, hoe hy funksioneer. As ons nie verstaan nie, kan ons hom nie bestuur nie. Hierdie sondige implement vir my is ook 'n baie goeie liniaal. Die rooi gedeelte van die steel is 10 cm. Tot by die moer is dit 12 cm. Tot by die punt van die sker is dit 14 cm. Dis 'n vreeslike handige liniaal vir die snoeispan om te gebruik om te bepaal of my draerspasiering reg is. Daarom, as 'n mens kyk, ek wil ongeveer 'n skerlengte tussen my draers hê. Soos wat hierdie stok baie duidelik het, baie goeie draerspasiering. Die uitdaging met die snoei is om hierdie draerspasiering te behou, sodat ek genoeg sondig oor die leeftyd van die wingerd in die lower kan kry. En ook om seker te maak dat ek geen opbou van draers kry nie. Dit is hoekom ons, as ons byvoorbeeld hierdie draer sou sny, die ou draer, ons noem dit die ou draer, die boonste lood, afsny, en die nuwe draer op sy twee oogies afsny. Daardeur verseker ek dat die draer op die kordon bly, dat ek nie lowerspasie verloor oor die leeftyd vir die wingerd nie. So ek sê altyd vir die snoeiers, maak seker dat jy laas jaar se draertjie herken. Daar sit hy, dit is baie maklik om te sien, dit was laas jaar se draertjie. En dan dienooreenkomstig sny jy die boonste lood sny jy weg en die onderste loodjie word op 2 oë afgesny. Belangrik om te onthou in hierdie proses is dat die wingerdstok synde 'n rankplant altyd van 'n wondjie af terugsterwe. Dit is hoekom ons nooit die ou draer glad onder die loodjie afsny nie. Ons los so 'n stompie sodat hy kan terugsterf, want hy gaan terugsterf. Dis 'n rankplant se geaardheid. En ek gee vir hom plek om terug te sterf sodat hy nie onder die loodjie inkom en die sap vloei na hierdie lood te belemmer nie. Ek klem altyd daarop dat die mense die vaatbundel streepie aan die onderkant van die oogie verskoning, aan die onderkant van die oogie moet herken. Daardie is dan die eerste oogie. Die oogie wat hier onder sit het nie 'n beduidende vaatbundel streepie nie. So jy kan hom nie tel nie, daai oogie nie, ook nie daardie ene nie. Hier kan jy die vaatbundel streepie duidelik sien. Dit is oogie nommer 1 en uiteraard dan is daardie oogie nommer 2 en weer eens let op, ek het 'n stompie gesny bo kan daai oogie vir die terugsterwing wat kan plaasvind. Baie mense maak die fout om in 'n najaag van tonne vir hulle mense te sê, hulle spanne te sê, sit vir my meer draers op of gee meer oë. Wanneer 'n mens meer oë gee, kry jy meer lote. En
baie vinnig gaan jy oor die perk van doeltreffende sondige energie, dat jou meer oë vir jou later die lower so dig maak, dat ek oogvrugbaarheid verloor en in effek dan my tonne verlaag. En dis 'n ding wat mense absoluut moet onthou. Meer oë oor die langtermyn gee altyd aanleiding tot 'n afname in vrugbaarheid en 'n afname in tonne. Minder oë wat doeltreffend blootgestel is met my sondige implement gee vir my groter trosse, meer tonne.